Een van die kosbaarste dinge wat jy in jou lewe kan hê, is die vrees van die Here. Nou klink dit dalk vir jou vreemd, maar jy gaan nou hoor hoekom sê ek so. Ek gaan so 'n bietjie inleidend praat vandag hieroor. Die vrees van die Here in ons lewens. Die Bybel sê die vrees van die Here is my skat. Nou hierdie paar woorde bevat meer seëninge as wat ons ooit kan begryp. Maar die Here deel hierdie skat van hom net met ons wat voldoen aan sy Bybelse voorwaardes. Hy het sekere voorwaardes om hierdie skat van hom met ons te deel. Persoonlik dink ek dit is wat Christene reg oor die wêreld die meeste nodig het vandag, is om in die vrees van die Here te lewe. Nou, waarvan praat ons as ek praat van die vrees van die Here? Want dit kan bietjie verwarrend wees as ons dit nie reg verstaan nie, want ek meen ek wil mos nie bang wees vir die Here nie. Want dis nie wat dit beteken nie. Ek dink dit is belangrik om dit te verstaan. Ek dink persoonlik dink ek is iets wat ons voorgeslagte dalk so 'n bietjie beter verstaan het as wat ons dit vandag verstaan. Maar in Jesaja 33:6 vind ons hierdie 33:6 vind ons hierdie 9 woorde. Daar staan die vrees van die Here sal sy skat wees. Ons kan nie hierdie woorde ignoreer nie. Baie kosbaar die vrees van die Here. Dit kan en dit moet ons skat wees. So kosbaar is dit. Dis ook nie iets om voor bang te wees nie, want die Here deel dit graag met sy kinders, met elkeen van ons. Ek wonder hoeveel van ons het geweet dat hierdie woorde in die Bybel staan. Hierdie 9 woorde. Die vrees van die Here sal sy skat wees, 'n kosbare juweel van waarheid in die woord. En is asof hierdie woorde so half weggesteek is hier in een van die laaste gedeeltes van 'n versie in Jesaja. En soos baie ander teksverse natuurlik ook, as ons nie regtig die Here se woord deeglik bestudeer nie, dan ontdek ons dit nie, nê. Baie Christene dink as hulle die Here vir 5 of 10 minute per dag, as hulle net vir die Here so 5 of 10 minute elke dag gee, dan is dit 'n groot ding. Ons besef nie wat ons onsself ontneem nie. Geweldig kosbaar. Ons het laasweek gepraat oor die geestelike luiheid wat sommige Christene kan ervaar of kan in verval. Ons weet hoe om ons werk goed te doen en getrou te doen. Spandeer baie tyd daaraan, doen ons werk goed, jy spandeer tyd daaraan om jou bed baie mooi op te maak elke oggend, jy spandeer baie tyd daaraan om jou huis netjies aan die kant te hou, jy spandeer baie tyd aan al die oefeninge wat jy elke week doen en jou sportbeoefening. Maar ons slaan baie maklik ons Bybelleestyd en ons bidtyd oor. Geestelike luiheid. Ek noem dit geestelike luiheid want dis baie keer die enigste ding in ons lewe waarmee ons lui is. Dis ons gebedstyd en ons Bybelleestyd. Ek moet erken, ek is lui in een of ander 2 ander goed ook, maar ons is gewoonlik baie fliks op al die ander gebiede in ons lewens. Geestelike luiheid, ek noem dit geestelike luiheid want dit het 'n geestelike oorsprong, nee. Die oorsaak daarvan is die vyandigheid van die duiwel in ons lewens. Hy wat ons wil weghou van dit wat vir ons so baie beteken en wat ons so baie leer. En as jy hier onskuldig is, wil ek jou aanspoor. Bely dit en keer terug na hierdie geestelike dissiplines toe in jou lewe. Keer terug daarheen. Miskien het die duiwel dit reg gekry om jou te oortuig van die leuen dat die Bybel 'n vervelige boek is en 'n moeilike boek. Dis nie die waarheid nie. Dit is 'n boodskap van lewe en is 'n boodskap van liefde en slegs deur die Bybel kan jy die grootheid van God se liefde ervaar. Moenie die siekte van geestelike luiheid net aanvaar nie. Weet dat die duiwel daar agter is om ons te kil
uit dit wat ons in Christus het. Moet dit nie net aanvaar nie. Dis 'n skat wat die Here vir jou bedoel het. Goed, terug by die boodskap. Die vrees van die Here. Soveel Christene dink die vrees van die Here is 'n Ou Testamentiese ding. Ons het glad nie die vrees van die Here in ons lewens nodig nie. Maar wat sê die Bybel hieroor? Psalm 19 vers 10 sê, die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die vrees van die Here hou nooit op om relevant te wees nie. En dan staan daar in Spreuke 23 vers 17, maar wees die hele dag in die vrees van die Here. So die vrees van die Here bestaan vir ewig. Ons moet die hele dag, elke dag in die vrees van die Here lewe. Daar's met ander woorde geen tyd, enige tyd, wat ons nie in die vrees van die Here moet wees nie. Nou goed, sommige mense het 'n negatiewe siening daarvan. As ons praat van wat bedoel word met die vrees van die Here. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons, wat is die vrees van die Here nie? Wat is dit nie? Dit is nie 'n natuurlike soort vrees nie. 'n natuurlike soort vrees wat ons as mense ervaar nie. Byvoorbeeld, jy is op pad met jou motor en jy kom agter jou remme werk nie en jy sien jy's op pad om 'n groot ongeluk te maak. Dis nie daai tipe vrees nie. Vrees van die Here is nie daai tipe vrees nie. Dis ook nie 'n demoniese vrees nie. Daar is iets soos 'n gees van vrees wat van die duiwel afkom. Jy's net byvoorbeeld elke dag in jou lewe bang daar gaan iets met jou gebeur terwyl daar eintlik geen teken van gevaar is in jou lewe nie. 'n Gees van vrees wat by jou bestaan. As jy so vrees het, moet jy daarvan verlos word. Want daar staan in 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van liefde en krag en selfbeheersing. Dis nie 'n vrees wat van die Here afkom nie. Want die Here het nie vir ons 'n demoon gegee nie. So, die vrees van die Here is ook nie daai tipe vrees nie. Johannes sê in 1 Johannes 4 vers 18, waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. As jy sonde gedoen het, dan is jy nou bang jy gaan gestraf word. Dis nie die vrees van die Here nie. Volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie die volmaakte liefde nie. Gees van vrees kom van die duiwel af, en dit het nie 'n plek in die lewe van 'n volgeling van Jesus Christus nie. Beste geneesmiddel vir 'n gees van vrees is die vrees van die Here. Beste geneesmiddel, vrees van die Here. Dan sien ons die vrees van die Here is ook nie soos die vrees vir 'n ander mens nie. Om 'n ander mens te vrees nie. Dit verlos ons eintlik van die vrees van God verlos ons eintlik van die vrees vir mense. En dit stel ons in staat om respek te betoon aan God. So wat is die vrees van die Here? Dis 'n spesiale soort vrees. Somstyds is dit 'n kragtige fisiese vrees wat jy kan beleef, 'n ervaring, 'n kragtige fisiese ervaring, soos Moses wat met die Here gekonfronteer is op Sionsberg, en toe hy die openbaring van God ervaar, toe sê hy het uitgeroep, ek sidder van angs. Hy het die teenwoordigheid van God in sy lewe skielik ervaar, 'n openbaring van God, en hy het gesê, ek sidder van angs. Moses het so na aan die Here gelewe, soos wat die meeste van ons, glo ek, lewe aan die Here. Trouwens, ek sou raai dalk 'n bietjie nader as ons. Maar toe hy gekonfronteer word met die openbaring van God se majesteit en sy mag en sy heerlikheid, het hy gesê, ek sidder van angs. Dis nie 'n skadelike ervaring nie. Die vrees van die Here is nie 'n skadelike ervaring. Trouwens,
Ek dink almal van ons het 'n groter en duideliker visie nodig van die ontzag en die majesteit en die krag van ons Vader. Die vrees van die Here. Nou, as ons kyk na 'n paar beskrywende woorde van die vrees van die Here, woorde wat dit so 'n bietjie sou beskryf, is die beste een waarna ek kan dink is die woord ontzag. Want dit kom van die woord ontzagwekkend. En in godsdienstige terme druk ons ontzagwekkend eintlik ons reaksie uit op God se majesteit en sy mag en sy heerlikheid. Hoe reageer ons op God se grootheid? Dit wat ons net nou oor gesing het, ons reageer daarop met ontzag. Nog 'n woord wat die vrees van die Here beskryf is eerbied. Ek dink eerbied is 'n ongelukkige woord wat met die tyd so bietjie van sy betekenis verloor het. Ek onthou as 'n jong seun, as ek wat nou in die NG Kerk groot geword het, as ek in die kerkgebou ingestap het almal se gedrag verander, né? Ons het nie hardop gepraat nie en ons het so gou as moontlik en stil as moontlik ons sitplekke gekry en miskien so met 'n kopknik die ou hier langs jou gegroet en miskien 'n stil gebed gedoen en ons het geglo dit is hoe eerbied lyk. Maar dit was dalk iets, dit mag dalk iets gewees het wat jy probeer doen het om eerbied te wys, maar ek glo dit was eintlik 'n bietjie meer van 'n godsdienstige slawerny. Om iets te doen wat jy vir ander probeer wys, jy betoon eer aan die Here. Die enigste reaksie glo ek op God se openbaring van ons is eerbied. Ons kan net eerbied betoon wanneer God homself openbaar en wanneer ons sy openbaring ervaar. Dan is daar nog 'n woord en dis onderdanigheid. 'n Onderdanige houding teenoor God is 'n uitdrukking van hoe ons die Here vrees, ons vrees aan die Here. Wanneer ons geestelike hoogmoed of arrogansie of selfvoldaanheid openbaar, soos wat baie Christene dit doen, is dit nie 'n teken van die vrees van die Here nie. Baie verstommende ding wat ook in die Bybel aan ons openbaar word, is dat in 'n sekere sin is dit wat jy vrees jou God. Daai ding wat jy vrees kan jou God word. Genesis 31 vers 42 praat Jakob hier met Laban sy skoonvader en hy sê, as die God van my voorvaders, die God van Abraham, die beskermer van Isak, daar staan in die ander vertaling die vrees van Isak. Hy sê as dit nie by my was nie, sê Jakob, sou u my met leë hande weggestuur het. Hy sê eintlik vir hom, u het my nie reg behandel nie, maar God het na my omgesien. So het hy dan God, die God van Abraham en die vrees van Isak genoem. Met ander woorde, wat Isak gevrees het, was die ware God. En dit wat ook Jakob gevrees het, was die ware God. En daarom het Isak dit gevrees wat Jakob gevrees. Jakob dit gevrees wat Isak gevrees het. So wat Isak gevrees het, was sy God. Dis wat hy gevrees het sy hele lewe lank. As jy mense se opinie vrees, dan word dit jou God. As jy armoede vrees, dan word armoede jou God. As jy siekte en kwale vrees, is dit jou God. Wat jy vir jouself vrees, is jou God. So die vraag is, vrees jy die Here? Kom ons kyk vir 'n oomblik na die vrees van die Here in die lig van Jesus. As jy Jesus, wat natuurlik God se geliefde seun was, wat sy Vader sy hele lewe lank behaag het, as jy na sy lewe kyk, en in Jesaja
praat hy oor die salwing van die Heilige Gees wat Jesus as Messias sou kenmerk. So as ons kyk wat dit is wat Jesus kenmerk. Die salwing van die Heilige Gees wat op hom gerus het, as die gesalfde van Israel, dan sien ons daar's 'n paar duidelike kenmerke. Ek het dit nooit raak gesien so nie. Jesaja beskryf 7 onderskeidende eienskappe van die Heilige Gees wat op Jesus gerus het. Jesaja 11 vanaf vers 1. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Van wie praat Jesaja hier? Hy praat van Jesus. 'n Takkie wat sal uitspruit uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. En wat is hierdie vrugte? Wat kenmerk hom? Daar staan, en op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid, die Gees van verstand of insig, die Gees van raad, 4de een, die Gees van sterkte, die Gees van kennis, en laastens, die Gees van die vrees van die Here. Eerbied vir die Here. Gedeeltes uit die boek Openbaring in Jesaja 11 vers 2 praat van die 7 geeste van God, wat 7 lampe van vuur is wat brand voor die troon van God. En ons sien hier die Gees, die eerste een is die Gees van die Here, dit is die Gees wat in die eerste persoon as God spreek. Die Heilige Gees het self as God gepraat. En dis een van die aspekte, en dan sien ons die ander 2, 3, 4, 5 en 6. En dan sien ons dit die kenmerk van die salwing wat op Jesus Christus se lewe gerus het. Die laaste een is die Gees van die vrees van die Here. Die finale manifestasie van die Heilige Gees wat Jesus as die Messias en God se geliefde seun gekenmerk het. Die vrees van die Here. Jesaja 11 vers 3 sê, sy welgevalle, Jesus se welgevalle, is in die vrees van die Here. En hy sal nie oordeel na wat hy sien of ook nie na wat sy ore hoor nie. So is Jesus as Messias gekenmerk deur die 7voudige salwing van die Heilige Gees op hom. Sy welgevalle is die een wat hom welgeval is, die vrees van die Here. Ons kan sekerlik nie op Jesus verbeter nie. Dit is nie moontlik nie. Maar as Jesus, God se geliefde seun, die Messias en ons verlosser, as hy gekenmerk is deur die vrees vir die Here en hom daarin verlustig, hoe kan ek en jy ooit durf sê dat ons nie die vrees van die Here nodig het nie? Nou wat het ons nodig om in die vrees van die Here te lewe? Psalm 34 vers 11 en 12 sê Dawid, geïnspireerd deur die Heilige Gees, sê Dawid, kom kinders, luister na my. Ek wil julle die vrees van die Here leer. En dis wat die Here ons wil leer, glo ek in die 3de kwartaal. Ons gaan baie hieroor praat. Die Here sê vir ons dat die vrees van die Here iets is wat ons geleer moet word. As ons na die Heilige Gees luister, sal hy ons leer. As ons nie na die Heilige Gees luister nie, gaan hy ons nie leer nie. So eenvoudig soos dit. Hy sê, luister na my en ek sal julle die vrees van die Here leer, en dan word die soort persoon beskryf wat ons moet wees om in die vrees van die Here te kan leef. Wat 'n mens moet ons wees? Psalm 34 vers 13 sê, wie is die man wat lus het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe, dat hulle nie bedrog spreek. So die eerste kenmerk van 'n persoon wat die vrees van die Here ontvang. Waarin is die vrees van die Here sigbaar in ons lewens? In die manier wat ons praat. Die manier waarop ons tonge en ons lippe gebruik.
Kom ons bedink ons eie lewens net vir 'n oomblik. Hoe praat ons? Dag vir dag. Verteenwoordig die manier waarop jy praat, die manier waarop jy jou tong en jou lippe gebruik. Onthou, lewe en dood is in die mag van die tong. Verteenwoordig dit die vrees van die Here? Of is jy soms arrogant en geïrriteerd en ongeduldig en onwillig om teregwysing te ervaar en jou reaksie van praat eer nie die Here nie. Dit is nie die vrees van die Here nie. Die tweede kenmerk van iemand wat die vrees van die Here in hulle lewe ontvang, is dat dit iemand is wat dit doelbewus kies om in die vrees van die Here te leef. Jy kan dit of kies of jy kan dit verwerp. En hoor net wat sê die Here van iemand wat die vrees van die Here verwerp. Dis nogal skrikwekkend om dit te weet en te hoor en net weer te lees. Spreuke 1 vers 24. Omdat ek geroep het en julle geweier het, ek my hand uitgestrek het en niemand geluister het nie, en julle al my raad nie opgevolg het en van my teregwysing nie wou weet nie, daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sal spot as julle verskrikking kom. As julle verskrikking kom soos 'n onweer en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, as benoudheid en angs julle oorval, dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie, omdat hulle die kennis gehaat het en die vrees van die Here nie verkies het nie. Jy kan of die vrees van die Here kies, of jy kan dit minag. Spreuke 1 vers 7. Die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Sotte, dwaase, verag wysheid en tug. 'n Derde kenmerk van iemand wat in die vrees van die Here leef, is dat ons die kwaad vermy. Daar staan in Spreuke 3 vers 7, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. As jy eie wys is, as jy arrogant dink dat jy al die antwoorde in die lewe het, leef jy nie in die vrees van die Here nie. Jy kan ook nie kwaad en die vrees van die Here kombineer nie. Dis nie moontlik nie. En baie van ons probeer dit doen, glo my. Ons lewe in die kwaad en ons probeer lewe in die vrees van die Here. Jy kan nie jou met die kwaad assosieer en die vrees van die Here wil hê nie. As jy die vrees van die Here in jou lewe gaan hê, moet jy die kwaad vermy. Daarom moet jy iemand wees wat bereid is om 'n keuse te maak, om die keuse te maak vir die vrees van die Here. Ek sluit af. Onthou, ek praat net baie inleidend vandag. Wat doen die vrees van die Here vir jou en vir my? In Job 28 vers 28 staan, en God het aan die mens gesê, kyk, die vrees van die Here is wysheid, en om van die kwaad af te wyk, is verstand. Die wysheid wat die Here vir ons gee, waarna hier verwys word, is natuurlik nie slimheid nie, nee. Dit gaan nie saam, hy praat nie van intellek nie. Slimheid is versoenbaar met kwaad. Glo my, skelms kan baie slim wees. Maar die vrees van die Here is onversoenbaar met kwaad. Psalm 25 vers 12 sê, wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. God leer nie almal nie. Hy leer nie almal nie. Hy kies sy studente op grond van hulle karakter. God verbind homself ook nie daartoe om diegene te leer wat nie in die vrees van die Here leef nie.
Jy kan na 'n Bybelskool toe gaan, jy kan die beste student wees, jy kan die beste resultate behaal, maar sonder die vrees van die Here is jy nie 'n leerling van God nie. Psalm 25:14 sê, die verborgenheid, die geheime van die Here is vir die wat hom vrees. Wow. Die geheime van die Here maak hy bekend aan die wat hom vrees. En sy verbond om hulle dit bekend te maak. Is dit nie wonderlik dat as jy die Here vrees, is hy bereid om sy geheime aan jou bekend te maak nie? Jy maak tog nie die geheime in jou lewe bekend aan die vyand nie. Jy maak die geheime in jou lewe bekend aan hulle wat jy vertrou. Een van die belangrikste waarhede van die Bybel is die waarheid van die verbond. Trouwens, die hele Bybel draai rondom die verbond, né? Die ou verbond en die nuwe verbond. En wat hier staan eintlik is dat die verbond is die tema van die hele skrif, maar slegs diegene wat die Here vrees, verstaan dit. Verstaan die verbond regtig. En dis hoekom daar soveel verbondsbrekers is in die kerk vandag. Dis hoekom daar soveel mense is wat die huweliksverbond verbreek. Omdat hulle geen vrees vir die Here het nie. Die vrees van die Here is 'n noodsaaklike bestanddeel vir 'n gelukkige, suksesvolle huwelik. Daarsonder kan 'n huwelik nooit funksioneer soos wat dit moet nie. Om aan mekaar onderdanig te wees in die vrees van die Here. Ek het so baie om nog met julle te deel oor die vrees van die Here uit die woord uit, maar ek gaan hier klaarmaak vandag. Met die hoop dat dit julle gretig maak om die reeks in die 3de kwartaal te kom hoor en dit wat die Here met ons wil deel rondom die vrees van die Here en wat dit beteken om in die vrees van die Here te leef van dag tot dag. Ons gaan breedvoerig hierna kyk. Net na die vakansie begin ons, die 26ste Julie. So ek wil hê vir 'n oomblik net stil word. Dink so 'n bietjie oor jou eie lewe. Miskien verstaan jy iets net beter vandag oor om in die vrees van die Here te lewe en wat dit regtig beteken. En dan kom jy agter, maar ek het so 'n bietjie roekeloos geraak, so 'n bietjie onverskillig geraak wat my lewe aanbetref. Jy weet, ja, ek is gered en ek het ergens my lewe vir die Here gegee en ek het ergens 'n gebed gedoen en ek kom kerk toe Sondag maar nou besef ek lewe eintlik so 'n bietjie onverskillig. My lewe wys nie eintlik dat ek in die vrees van die Here leef nie. Ek praat so maklik saam net. En ek doen so maklik saam net. En ek is so geneig om gewoonlik terug te dink en te sê, plaas het ek nou maar nie vandag saam gepraat nie. Plaas het ek dit nie gesê nie. Plaas het ek nie so opgetree nie. Die Here wil ons kom herinner aan wat dit beteken om in die vrees van die Here te lewe elke dag. Maak nie saak wie om jou is nie. Maak nie saak of dit jou werkgewer is, of die ou met wie jy in 'n onderhoud is vir 'n moontlike werk nie. Getuig jou lewe van 'n karakter, van wie God is. Want dit is wat hy behaag, en dit is wat hy eer. Here, dankie dat U vandag vir ons eintlik kom sê dat U bereid is om ons te leer oor die vrees van die Here. En ek weet nie of iemand vanoggend hier sit wat nie met my sal saamstem dat dit my groot begeerte is om meer en meer te leer daarvan om in U vrees te lewe nie. Ons raak so maklik verstrengel in hierdie sondige wêreld en in die mense om ons, in mense wat wêrelds lewe en ons is so geneig om net te swyg. Here, kom leer ons. Ek bid dat ons almal net na hierdie woord vanoggend so 'n bietjie sal gaan dink oor ons eie lewens en
Sal gaan dink oor waar ons nodig het om regstellings te maak as dit nodig is. En Here, dat ons geestelike dissiplines in plek sal kry, want dis eintlik waar U ons leer. Daar waar ons Bybel lees, en daar waar ons bid, daar waar ons met U praat, en U toelaat om met ons te praat. Mag U, Here, verheerlik word, deur ons lewens. Ons eer U, ons loof U, en ons prys U. In Jesus naam. Amen.